Kersdag is vir baie mense vol herinnering. Dis warm, dis nostalgies, dis vol tradisie. Maar Kersfees is baie meer as net 'n herinnering. Kersdag is in die eerste plek nie net 'n herdenking nie. Kersdag in die eerste plek is 'n aankondiging. Nie net Jesus het gekom nie, maar Jesus is hier. En vandag is die groot vraag wat ons vir onsself kom vra. Want Kersdag is gaan nie net oor glo ek in die Kersverhaal nie. Glo ek dat Jesus werklik gebore is nie. Dit gaan nie oor hou ek van Kersfees, ken ek die liedere, ken ek die tradisie nie. Kersfees is nie net iets wat gebeur het in die verlede nie. Maar Kersfees gaan oor wat nou gebeur. En Kersfees gaan oor Jesus is teenwoordig. Hy het teenwoordig geword by jou en by my in ons wêreld. Sy hoop, sy vrede, sy vreugde, sy liefde is 'n realiteit in my en jou lewe nou. Nie toe nie, nie eendag nie, dis nou 'n werklikheid. Christus is teenwoordig. Die groot vraag wat ons vra vandag is, het ek en jy hom ontvang? Want as ek en jy hom ontvang is die groot vraag, wat doen ek en jy daarmee? Dat ons hom ontvang het. Het dit jou lewe verander? Kersgeskenke wat ons kry is mooi, dis lekker, maar geen Kersgeskenk het nog ooit 'n lewe verander nie. Ek en jy het Jesus ontvang. Verander dit my en jou lewe. En vandag kom ons eintlik so 'n bietjie stil staan by God wat nie net sigbaar geword het deur gebore te word en in 'n krib gelê het en geloop het op aarde nie. Ons kom vier dat Christus naby geword het, naby gekom het aan my en jou en naby is aan my en jou vir die wat hom ontvang. En daarom wil ek saam met jou Johannes lees. Johannes 1, eerste van ons 3 tekste vanoggend. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, omdat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig van elke mens, wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat aan sy naam glo, hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. So lees ons van die een wat alles gemaak het, die lig wat die duisternis verdryf, die een wat die lewe gedra het, en dan kom hierdie asemrowende woorde in die volgende gedeelte. En die woord het
vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarlik en waarheid. Dus in die Ou Testament het God met sy volk in die tabernakel gebly. En met Jesus se geboorte is asof Jesus letterlik kom tent opslaan het in my en jou wêreld. Maar hierdie tent opslaan het in vlees en in bloed gekom. Hy het mens geword. Hy was nie ver weg nie. Hy was nie bo ons nie. Hy het nie gekom en net 'n nuwe stel instruksies kom gee nie. As jy hierdie gedeelte kom lees, hy kies om kwesbaar te word. Hy kies om in mense liggaam te kom. Hy kies om afhanklik te word. Hy kies om te kom ly. En hy kies om naby te kom. Dis wat ek en jy vandag kom vier. En hierdie vleeswording is daar 'n naam, 'n teologiese naam wat genoem word inkarnasie, wat God wat in mense liggaam kom, inkarnasie. En die inkarnasie eintlik kom besluit, wat dit eintlik beteken is dat God het nie besluit om ons lief te hê op 'n afstand nie. Maar hy het in ons wêreld kom inkom en teenwoordig word. En so baie mense vandag glo in God, maar hulle leef asof God ver is, hulle leef asof God stil is, hulle leef asof God net in die kerk werk, of God net in heilige oomblikke teenwoordig is. Maar hulle leef nie elke dag in sy teenwoordigheid nie. En as ons praat oor die inkarnasie, God wat teenwoordig geword het, dan sê ons, God is nie ver nie, God is nie verwyderd van jou pyn nie. Ons sê nie, God is stil nie, God is nie weg van jou werklikheid nie, maar jy is in jou werklikheid. En die tweede teks kom onderstreep daai hele gedeelte dat God by my en jou is, teenwoordig vandag en elke dag in ons lewens. En ek wil met jou die tweede teks deel in Matteus 1. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur, toe Maria sy moeder reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. En omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nadink, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moet nie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem. Want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Hulle sal hom Immanuel noem. En dit beteken God met ons. God met ons. En kyk mooi, dit sê nie God vir ons nie, dit sê nie God bo ons nie God eendag by ons nie, maar dit sê God met ons. Jesus, God was by 'n jong bang Maria. God was by 'n onsekere Josef. God was by 'n arm gesin. God was by 'n volk wat onder die regering, onder die Romeinse onderdrukking was. Maar
God is vandag met ons, met jou en met my. Immanuel op jou eind wat beteken God met ons, beteken eintlik God tree nie eintlik eers in wanneer alles reg is nie. Maar God tree in, juist daar wat dinge deurmekaar is en 'n wêreld donker is. Sy hoop, sy vrede, sy vreugde en liefde kom hier teenwoordig en sigbaar word tussen my en jou. En dit wat ons die afgelope 4 weke oor gepraat het, oor sy hoop, word 'n werklikheid. Sy hoop word 'n werklikheid, want hy het nie die wêreld verlaat nie. Hy kom juist na ons toe. Sy vrede kom nie deur geweld nie, maar deur 'n kind wat gebore word. Sy vreugde kom juist daarin dat God se lig kom deurbreek, juist in 'n wêreld wat donker is. En hy kom in persoon na ons toe. Sy liefde, God wat homself vir my en vir jou kom gee. Hy kom gee nie vir ons net 'n nuwe stel reëls nie, maar hy word liefde in vlees en bloed, en sy liefde kom bewys hy later aan 'n kruis vir my en vir jou. God se antwoord vir hierdie wêreld is nie net nog 'n plan nie, maar sy antwoord vir die wêreld is 'n persoon. Dis Jesus Christus wat 'n werklikheid word by my en jou, wat met ons kom staan. En jy moet vanoggend verstaan en hoor dat God met my en jou is. En hy ons enige plek wil ontmoet. Ons hoef nie perfek en reg te wees voor hy ons ontmoet nie. Hy ontmoet ons waar ons is. Hy ontmoet ons met ons vrae. Hy ontmoet ons in ons foute. Hy ontmoet ons in ons skuld. Hy ontmoet ons in ons vrese. Hy kom ontmoet ons net daar waar ek en jy elke dag is. En dan gaan ek en jy vanoggend nog verder kom verstaan en ontdek, Jesus is nie net 'n baba nie, wat vir my en vir jou gebore is. Hy is baie meer as net 'n baba. En die laaste teksgedeelte wat ek met jou wil deel is Kolossense 1. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge. Of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong van die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon. En om deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen. Deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. En hier lees ons en ons sien, Jesus is die skepper, hy is die onderhouer, hy is die versoener, hy is die verlosser, hy is die hoof van die kerk. Maar hierdie groot God, Christus, kom lê in 'n krib. Het jy al ooit gewonder, hoekom het Jesus in 'n krib gekom? Het jy al self daai vraag afgevra, waarom is hy in 'n krib gebore word? Sodat niemand ooit kan sê, God verstaan my nie. Sodat niemand ooit kan sê, maar die Here weet nie hoe voel ek nie. Dat niemand ooit kan sê, maar God is te hoog, te ver en te heilig vir my wêreld nie.
Want Jesus word in ons wêreld, word hy gebore vir ons. Die inkarnasie kom eintlik sê, maar daar's geen plek waar Jesus nie kan inkom nie, en waar hy jou nie wil ontmoet, daar waar jy is nie. God wat vlees word in ons wêreld kom, my en jou wêreld vandag, weet ons, is besig, digitaal, oorlaai, emosioneel nog, is verdeeld, is selfsugtig, is ongeduldig, onseker oor die toekoms. Vandag loop mense rond met stille angs, met verborge skuld, met onverwerkte trauma in hulle lewe, met verhoudingsseer loop hulle rond, met vrees vir die toekoms. En jy is hier, in my en jou wêreld word God teenwoordig. Want hy sê, maar ek is saam met jou. Ek is nie ver nie, ek is hier. Die inkarnasie beteken jy's dan nie God eens op 'n tyd vir my en vir jou gekom het nie. En eens op 'n tyd vir my en vir jou vlees geword het nie. Maar dit kom eintlik juis vandag sê, maar God word sigbaar en teenwoordig hier by jou en by my. Hy word sigbaar in my en jou lewe en deur ons lewens. Want wanneer ek en jy Christus ontvang en hy begin 'n verandering in my en jou lewe maak, dan begin ek en jy ook die draers van Christus word, en Christus se boodskap en Christus se liefde. En waar ek en jy kom, word God sigbaar. Omdat hy in my en jou werk en verandering hier begin bring het, en dan begin lewens verander. Maar dit begin hier. Maar jy moet dit eers ontvang, voordat daai verandering kom, voordat die verandering in ons kan kom, en voordat die wêreld dit ook kan sien. So die kernvraag vandag is, Christus het gekom, hy het gearriveer, hy's nou, hy's teenwoordig. Die vraag is, ontvang jy hom? Maak jy jou lewe oop vir Christus vandag en in elke dag van jou lewe? In Johannes 1 het ons daai gedeelte gelees, wat eintlik ontstellend is. Hy het na sy eiendom toegekom, waar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Het is moontlik om Kersfees te vier, om liedere te sing, die storie baie goed te ken, en nog steeds nie vir Christus te ontvang in jou lewe nie. Om Christus so op 'n afstand te hou. Om Christus te ontvang beteken, ek maak my lewe oop vir Christus. Ek laat toe dat hy regeer in my lewe. Ek laat toe dat hy in my werklikheid saam met my die pad begin stap, dat hy my lei. Ek vertrou hom met my lewe, met my vrese, met my alles, en ek bring dit na hom toe. Hy het nie net gekom om vir 'n dag gevier te word nie. As ek Jesus ontvang, dan vier ek en ek leef saam met hom elke dag van my lewe. En dan is die wonderlike, as ek hom ontvang het. Luister hierdie mooi gedeelte, vers 12 en vers 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En luister wat beteken dit. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die oomblik wanneer ek Christus ontvang, word ek en jy uit God gebore. Christus kom verander ons hele mens weet. Ons is nuut gebore, 'n nuwe skepping. Beskikbaar sodat God in ons kan werk en deur ons kan werk. So wat beteken dit as ek Jesus Christus ontvang? Ontvang ek Jesus net as 'n idee,
Of ontvang ek hom as die Here? Ontvang ek Jesus net as 'n geskenk wat ek kan gebruik? Of is hy my herder, die een wat my lei, die een wat ek 'n diensknegt voor word, wat die Here kan gebruik, omdat ek hom ontvang, toelaat in my lewe? Is hy net deel van my geloof, of is hy my lewe? Dit is wat die Here eintlik vandag vir my en vir jou vra. So die groot vraag is, as jy nog nie vir Christus ontvang het nie, of jy hom ken, die storie ken, en jy deel dit jaar vir jaar, gaan sing die liedere, gaan deur Kersfees. Die vraag is, waarom hou jy vir Christus buite? So omdat jy bang is om beheer te verloor, of is dit omdat ons selfsugtig is, onsself wil beskerm? Jesus nooi ons juis met Kersdag uit, om hom te ontvang. Dat ek en jy sy hoop kan ontvang, sodat God vir my en vir jou 'n toekoms kan gee. Maar hy toekoms is nie meer my toekoms nie, dit is sy toekoms, waarvoor ek dan kan leef. Waar ek dan kan bid, Here, ek hoef nie alles te verstaan nie, maar ek vertrou U. Ek loop saam met hierdie pad. Dat ek en jy sy vrede kan ontvang, ek beheer kan oorgee, en sê, Here, ek plaas nou my onrus, en my twyfel, plaas ek in U hande. Ek stap saam. Dat ek en jy sy vreugde kan ontvang, nie oppervlakkige blydskap omdat er goeie goed in ons lewens gebeur nie, maar diepe dankbaarheid omdat ek nie alleen is nie, dat hy saam met my die pad stap en ek altyd in sy hom as persoon vreugde kan kry. Here, dankie dat U by my is, dat U hier teenwoordig is, dat ek en jy sy liefde kan ontvang, dat hy my ontmoet, net daar waar ek is. Ek hoef nie perfek te wees nie, maar ek moet toelaat dat hy my kan verander en vernuwe en gebruik. Dan bid ek, Here, ek hoef nie meer my te verdedig of te bewys nie. Ek behoort aan U. Hier is ek. Gebruik my, verander my. Soos Kersdag, met Kersdag die kers aansteek. Met Kersdag is nie die einde van Advent nie, maar is die begin van 'n nuwe lewe as ek en jy Christus ontvang het. Dan is Kersfees die begin van 'n nuwe lewe saam met God. Want dan is Christus teenwoordig in my elke dag lewe waar ek ook al besig is. Dan gee Christus se hoop vir my perspektief. Dit dra my, dit lei my. Sy vrede rig dan my reaksies. Ek tree anders op teenoor mense, omdat hy teenwoordig is in my lewe. Kom toelaat in my lewe. Sy vreugde word my krag, want ek is saam, Christus is saam met my. En sy liefde verander my houding, my optrede, hoe ek met ander mense omgaan. Begin sy liefde wys, omdat ek sy liefde ervaar. Hy is nie 'n ver werklikheid, maar sy liefde is hier by my teenwoordig. Die afgelope paar weke het ons eerste van al stil gestaan by voorbereiding. Dat ek en jy moet wakker word vir God se teenwoordigheid. Tweede was afwagting, dat ek en jy God moet vertrou, dit wat hy kom doen. Die vreugde, dat ek en jy besef dat hy lief is vir my, en dat hy vir my en vir jou gekom het. Vandag hier op Kersdag, kom sê Christus, ek is hier, ontvang my. Hy vra nie vanoggend vir jou en vir my, is alles reg nie, is jou lewe perfek nie, maar hy vra vanoggend vir jou, mag ek inkom? Amen. Ons bid saam. Vader, dankie dat U U seun vir ons gestuur het. Jesus, dankie dat U van die troon afgeklim het om hier teenwoordig tussen ons te raak,
om met ons te wees, om saam met ons die pad te stap. Dankie. Ons maak ons lewens vir U oop. Ja, Here, kom in ons lewens. Wees met ons. Kom verander ons. Kom maak nou dat elke dag 'n lewe is van God met ons. Die hoop, die vreugde, die vrede, die liefde, U met ons. Dat dit elke dag sal saak maak en lewensveranderend in ons sal werk, sodat dit ook sigbaar in die wêreld kan word, dat U hier is, dat U teenwoordig is. Dat dit wat ons vier nie eenmal 'n jaar gebeur, dat U teenwoordig geword het nie, maar dat ons dit elke dag kan leef, en vir die wêreld kan wys, U is hier, U is teenwoordig, sigbaar, U werk in ons lewens. Here, hier is ons, gebruik ons as ons saam met U stap. Dankie dat ons vanoggend U teenwoordigheid kan kom vier. Dankie dat ons U hoop, U vrede, U liefde en vreugde nou kan vier, kan beleef. Maak dat ons dit nou met ander kan deel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.